Hallo almal en welkom. Is julle gereed om saam met my 'n wetenskapsraaisel op te los wat al 800 jaar oud is? Kom ons spring dadelik in. Goed, hier begin ons storie. Ons hoofleidraad is hierdie ongelooflike mooi antieke renostertjie en hy's gemaak van suiwer goud. Nou hy het vir eeue lank onder die grond gelê, maar kyk net hoe perfek hy lyk. Die vraag is, hoekom? Hoekom het hy glad nie verander nie? En dis hier waar die raaisel regtig begin. Die goue renoster soos ons sien is perfek, maar die ystergereedskap dat reg langs hom begrawe was, wel, dis heeltemal weg. Dit het letterlik in stof verander. Hoe kan dit wees? Hulle was op presies dieselfde plek vir presies dieselfde tydperk. Hier moet een of ander geheim wees. Om hierdie saak te kan kraak, moet ons soos metaalspeurders begin dink. Ja, jy het reg gehoor. Dis amper asof metale hul eie unieke persoonlikhede het. En as ons eers verstaan hoe hulle optree, is ons soveel nader aan die antwoord. Die groot wetenskapwoord wat ons vandag gaan leer is reageer. Dink daaraan as, wel, om maats te maak. Wanneer 'n metaal reageer, span dit saam met ander goed, soos die suurstof in die lug of die water in die grond. En daardie proses verander die metaal heeltemal. So kom ons dink aan party metale as ongelooflik skaam. Hulle is die alleenlopers. Hulle hou daarvan om net op hul eie te wees, hulle wil nie met enigiets anders meng nie en hulle bly net presies soos hulle is. Maak nie saak wat gebeur nie. En dan kry jy die ander metale. Hulle is die partytjiediere. Hulle is super sosiaal en kan nie wag om met alles rondom hulle maats te maak nie. As daar lug of water naby is, gaan hulle dadelik 'n koneksie maak. Reg, kom ons kyk na 'n baie nuttige stuk gereedskap vir ons ondersoek. Wetenskapper gebruik iets wat hulle die reaktiwiteitsleer noem. Dis basiese ranglys vir hierdie metaalpersoonlikhede. Kyk hierna. Die leer verduidelik alles. Heel bo kry jy die supersosiale, superreaktiewe metale wat blitsvinnig verander. En dan, heel onder, dis waar die skaam alleenlopers is, die wat vir ewig en altyd presies dieselfde bly. En nou, kyk net hier. Nou kan ons presies sien waar ons twee metale inpas. Yster, hy is hoog op die leer, naby die bokkant, hy's baie reaktief. En ons goud? Goud is heeltemal onder, glad en te nimmer reaktief nie. Begin jy dit die prentjie sien? Goed mense, ek dink ons het al die leidrade wat ons nodig het. Ons verstaan die persoonlikhede, ons het die reaktiwiteitsleer, dis tyd. Kom ons los hierdie raaisel van die goue renoster finaal op. So, die allerbelangrikste feit is die volgende. Goud is 'n alleenloper. Dit wil nie met die suurstof in die lug of die water in die grond saamspan nie. Dit bly doodgelukkig net onsself. En hierdie tabelletjie sit die hele storie vir ons in 'n neutedop. Die sosiale, superreaktiewe yster het dadelik met die lug maats gemaak. Dit het roes gevorm en oor 800 jaar het daai roes in stof verander. Maar die skaam, onreaktiewe goud, dit het net op sy eie gebly en perfek blink gebly. Eenvoudig, né? So, daar het jy dit. Dis die groot geheim. Om onreaktief te wees, daardie skaam persoonlikheid, is eintlik goud se superkrag. Dis presies wat daardie klein renoster vir al daai honderde jare so perfek bewaar het. Raaisel opgelos. Nou, hierdie is nie net 'n interessante ou storie nie hoor, om hierdie idee van reaktiwiteit te verstaan, is ongelooflik belangrik in die wêreld waarin ons vandag leef. Ons gebruik hierdie kennis elke liewe dag. Jy sien, ons moet 'n metaal se persoonlikheid ken om te weet waarvoor om dit te gebruik. Jy wil nie 'n brug bou van 'n metaal wat gou roes nie, né? En dis hoekom ons 'n onreaktiewe metaal soos goud gebruik vir juweliersware. Of vir daardie klein, belangrike deeltjies in ons fone wat absoluut nooit mag verander nie. En om af te sluit, kom ons dink 'n bietjie soos wetenskaplikers. Sê nou jy ontdek 'n splinternuwe metaal. Hoe sou jy sy persoonlikheid toets? Watter eksperimente sou jy doen om uit te vind waar presies op daardie reaktiwiteitsleer dit hoort? Dis iets om oor te wonder, né?